En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand, en dit was môre, en dit was die 5de dag. Right, kom ons doen gou weer 'n recap oor waar ons is op hierdie oomblik. OK, julle gaan nou agter begin kom, ons is nou op pad hiernatoe, na dag 5 toe. So met ander woorde, hierdie goeters wat hierso gebeur het, gaan nou daarso in vervulling kom, of dit gaan gevul word. Maar voordat ons nou daar kom, ons kyk net gou hierso, ons het nou dag 1 het ons al hierdie goeters gehad, en nou gaan julle begin agterkom hoe God hierdie hele beplanning sit en uitwerk het, en dan kom jy agter hoe hierdie goeters op mekaar volg. Ons het mos nou gesê, materie moes daar gewees het om sekere goeders te doen, materie was daar gewees, son en maan is materie, energie kom van die son af, die lig kom van die son af, die donker kom van die maan af, volgens die Bybel, en dan tyd, wat rondom die son en die maan bestempel is, en dan die sterre is daarmee heelal, om God se naam die heelal in te skree. So dis die eerste dag 1 gewees, atmosfeer en water, met ander woorde die atmosfeer was die gedeelte gewees, waar tussen die, ek wil amper sê die koepel aan die buitekant tot by die aarde, tot op die onderste gedeelte, die eerste hemel, en dan was dit gevul met water, 4% water die atmosfeer, en dan die onderste gedeelte is daar mos nou net 'n bol water gewees. Dan op die 3de dag was dit die aarde en die see en die riviere wat van mekaar geskei is, en toe het plante en bome gekom. En die gedeelte wat ons nog nie gesê het nie, en ons neem dit altyd so half van selfsprekend. Hoekom plante en bome? Hoekom word plante en bome hier geplant en nie daar nie? Hoekom word dit op dag 3 ingesit en nie op dag 4 nie? Ons gaan nou by dit kom. Dan dag 4 het die son en die maan en die sterre gewees, maar ons het nou gesê dis baie meer as dit. Dit was seisoene gewees en dit was 'n klomp ander goeders ook gewees. So met ander woorde, hierdie hele ding kom nou by mekaar sodat ons dag 5 kan vul. En al daai goeders van dag 1 af tot by dag 4, wil nou amper sê, hulle laai nou op so soldaatjies agter mekaar om te laat gebeur wat op dag 5 moet gebeur en op dag 6 moet gebeur. Want as jy net een van daai dae omgeruil het, dan het hierdie hele ding uitmekaar uitgeval. So God het 'n baie goed deurdenkte plan aan mekaar gesit. So op dag 2, kyk ons mos nou na dag 5 waar die atmosfeer was en die waters word gemaak om diere in te hou en dan ook nou die riviere. So dag 3 word so ingerig dat die see en die riviere diere kan kos gee. Suurstof kan hê, dat die vloei van die riviere, sodat daar visse kan weet waarheen om te gaan. Hoor mooi. Dag 3, wat gebeur het daarso is, toe ons kom by die rotasie en al daai goeters, wat het gebeur is, branders het ons gevorm en al daai goeters. Riviere het begine vloei, en nou hierso by dag 5, waar hierdie wesens wat ons nou gaan praat oor, waar dit kom, daar's 'n doel hoekom dit so is. Daai bome en plante, hoekom is daar? Hoekom is hulle daar? Want voëls moet plekke hê om nes te maak. Ewe skielik is daar vir die voëls 'n huis. Voëls moet plekke hê om huis te maak. Kyk mooi, daar word geen gronddiere gemaak op vandag nie. Ons gaan nou praat oor dit. So met ander woorde, voëls kry plekke om neste te bou, sodat hulle weer kan voortplant. Die aarde sorg solank, God sorg solank, dat die voëls kos kry, want dit is in die sade. Dag 4 veroorsaak dan wesens wat op dag 5 en dag 6 geskape word, sodat hulle kan aanteel, en hulle word broeityd gegee. Waar kom die broeityd vandaan? Hierso en hierso. Hoekom sê ek daar's broeityd daar? Seisoene. Swalkies vlieg op 'n sekere seisoen in 'n rigting, en hulle vlieg nie enige tyd van die jaar nie.
So ewe skielik is hierdie gedeeltes wat begin gebeur, dat daar's 'n klomp goeters wat nou in plek val, wat nie voorheen daar was nie, en nou dat die diere op die aarde begin kom, die voëls wat vlieg, nou is daar seisoene, en nou help dit die diere om te weet wat om te doen. Waantoe swem visse as hulle gaan aanteel? Upstream. As daar nie rotasie was nie, het die riviere stil gestaan, waantoe sou die visse geswem het? As die rotasie nie daar was nie, was daar nie branders gewees nie, was daar nie suurstof onder die water gewees vir die visse wat kom nie. Was daar nie 'n klomp, ons gaan nou by al daai goeders doen, ek wil net hê, dink net bietjie, en dan die ander ding is dood eenvoudig, plante, bome, wat gee plante en bome? Suurstof. Daar was nie suurstof gewees nie, ewe skielik is daar suurstof. So nou kan hierdie goeders voortplant, want daar's bome en plante wat op koolstofdioksied alleen leef. Dan's daar bome en plante wat op suurstof alleen leef. Daar's 'n klomp sulke verskillende spesies. Dis hoekom die spesies gedeelte so belangrik is. Want as jy een van daai goeders uit die ketting uithaal, dan breek die ketting. OK, kom ons begin. Ons vat hom nou vers vir vers. Ek het 'n bietjie voor uitgespring, maar ons gaan nou van vers vir vers. Vers 20. En God het gesê, omkring. Laat die waters, omkring waters, wemel met 'n gewemel van omkring lewende wesens. En laat die voëls omkring oor die aarde vlieg omkring, die uitspansel omkring van die hemel. OK. So nou moet ons kyk na die woord waters en hierdie uitspansels. So wat, as ons nou hierso lees, wat het gebeur? So wat is daar gesit? Wat skryf ons altyd op Sondagskool lessies? Wat het op dag 5 gebeur? Voëls en visse. Waar staan daar visse? Wys gou vir my, waar staan daar visse? Daar staan nêrens visse nie. Ons het nog net altyd aangeneem as visse. Dis nie verkeerd nie, maar hier staan nie visse nie. Hier staan seediere. Sien, en dis nou ewe skielik, kyk ewe skielik hoe ontplof hierdie gedagte van visse af na seediere toe. Ewe skielik is dit nie visse nie, dit is krewe, krappe, haie, walvisse, forel, noem dit. Ewe skielik is daar 'n klomp diere wat gesit word daarso onder die water. Die woord lewende wesens is baie belangrik, want hoekom? In die hele skepingsverhaal tot dusver is daar nog nie een keer verwys na lewende wesens nie. Daar is 'n klomp keer verwys na goeie soos bome wat lewendig is, maar dit word nooit verwys na as lewende wesens nie. God maak waterdiere en hy maak lugdiere. So hy maak twee tipes diere. Hy maak wat in die lug is en wat onder die water is. God maak lewende entiteite wat die water bewoon, laat ek dit so stel. Dis 'n baie beter beskrywing. En dit is nie net die see nie, dit gaan oor die riviere ook, want daar's 'n klomp goeters wat die ekosisteem moet hanteer, wat die ekosisteem in orde moet hou. Jy kan nie net ewe skielik, en dis hoekom ek gesê het krewe ook, want krewe is mos nou maar creepy crawlies van die see, hulle vreet al die gemors. So met ander woorde, daar moet sulke goeters ook wees, want dit moet 'n siklus kan maak. Vers 21. En God het die omkring groot seediere geskape, en dan hierdie kan jy net so een lyn onder dit trek, al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel. Met alle woorde, alles wat binne in die see is, en wat binne in die water is, het God geskape op dag 5. Met ander woorde, al die mikroorganismetjies, die goed wat ons nie eers met ons oë kan sien nie, die plankton, barnacles, noem dit wat jy wil, al daai goeders het God nou gemaak. Dis bietjie meer as net voëls en visse, nee. So ewe skielik kom ons agter maar hierdie
hierdie hele, ek wil amper sê aquarium wat daar staan, word nou gepak met koraal. Wat is koraal? 'n lewende wese. Koraal is nie dood nie. As die koraal uitgaan, gaan hy dood. Dis 'n lewende wese. Koraal het 'n doel. Ewe skielik word hierdie goeders alles so ingepak en ingesit. En hierdie ding help hierdie ding en daai ding help hierdie ding ensovoorts ensovoorts. So al hierdie lewende wesens waarvan die waters van wemel het God nou gemaak. Maar hoor mooi, volgens hulle soorte. Kyk hoe baie word dit herhaal. Elke nou en dan, volgens hulle soorte. En al die gevleelde voëls, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit toop is, goed is. Hoekom praat hulle hierso van gevleelde voëls? Want daar's voëls wat op die grond is ook, wat nie kan vlieg nie. Met ander woorde, volstruise is nog nie gemaak nie, want hulle kan nie vlieg nie. So met ander woorde, al die voëls wat die lug gaan, ek wil amper sê bearbei, noem dit nou maar so, hulle word gemaak. Hoekom word hulle gemaak? Want hierso is hulle plek waar hulle gaan bly, daar by die bome. So hulle wat in die lug is, daar's vir hulle gemaak, en dan alles wat onder die water is, alles is van hulle is gemaak. So die ekosisteem word nog meer versterk. Die diere wat in die water is, om filters te wees, is daar so ewe skielik. Krewe is daar, soos ek nou net gesê het, die filters van die riviere is daar, so al hierdie filters word gedoen, al die goeders wat vir mekaar kos gee, die walvis wat gemaak word, en daai, ek weet nie wat noem hulle, daai visiekie wat onder die walvis swem, wat uit die walvis uit kos kry, hy's gemaak, want hy het 'n doel weer saam met daai ding. Al daai goeders word nou deur God aan mekaar gesit. Lewende wesens, belangrik. Die eerste keer is daar iets wat lewe het. God skape lewende wesens. So die skepping bestempel hierdie as lewende wesens. Al het al die ander goeders lewe gehad, of dit was lewendig, was dit nie as lewende wesens bestempel nie. Hoekom forceer ek die term lewende wesens so? Wat het hierdie lewende wesens wat al die lewende wesens, al die wesens voor hulle nie gehad het nie? Hulle kan voortplant. Al die ander goeders gaan, byvoorbeeld 'n dennebol skiet saad en dan word daar ekstra dennebome gebeur. Dis nie voortplant nie, dis groei. Groot verskil. Voortplanting is iets anderste. Plante en bome lewe tog, maar dis nie volgens wat hier staan 'n lewende wese nie. Ons gaan nou verder by daai punt stil staan. Hulle kan nie op dieselfde manier voortplant nie. Right, op dag 3. As jy so bietjie terugblaai in jou boekie en blaai na vers 12 toe, sal jy sien, die aarde het groen plante laat uitspuit wat elkeen na sy aard saad gee. Daarso is die manier hoe die plante voortplant. En die bome wat vrugte dra met die saad daarin. So dis hulle voortplantingsmeganisme. Op dag 3 gee God dit al vir hulle. Maar nou is ons by dag 5, nou is daar 'n nuwe ding. Sien julle, is 2 aparte na sy aard goeders. So met ander woorde, dit word geskei van mekaar. Right, ons gaan terug na vers 22 toe. Vers 22. En God het hulle geseën en gesê, dis nou hierdie lewende wesens wat hy nou maak, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. Wat is die verskil? Weer, tussen bome en hulle. Sperms, embryo, eierselle. Sperm, eiersel, embryo. Nou, verstaan mooi, daar is van die diere, en dis 'n fraksie van hulle, wat nie nodig het om bestuif te word deur 'n spermsel nie, maar daar is soos 4. Die res van hulle moet deur 'n spermsel bevrug word, maar al word hy nie deur 'n spermselletjie bevrug nie, is daar nog steeds 'n embryo. Jy kom nie weg van 'n embryo af nie. Daar moet 'n embryo wees.
Alle lewende wesens word gevorm deur embrio's. Kyk gou mooi na hoe wys God weer na die mens toe, na Jesus toe, na al hierdie goeters. Wat is dit? Die embrio is die begin van lewe. Dis waar alles begin. So nou begin ons weer op fyn draadjies loop, want nou, wanneer begin lewe dan nou? Sien julle nou soos weer op is, en ek gaan nie eers probeer om in daai rigting te gaan nie, want ek is baie ver van 'n dokter af. Met ander woorde, hulle weet baie meer as ek. So, wanneer is dit lewe? Is dit as die selletjie die eerste keer gesplit het? Is dit op 1 week, 2 weke, 6 maande? 2 weke, 1 week, 1 maand, onmiddellik. OK. So julle sien nou die probleem waarmee ons sit met die wêreld. Kyk gou wat se redenasie knoop ons nou aan. Wanneer is lewe? Dit is nie veronderstel om 'n redenasie te wees nie. Lewe is eenvoudig. As 'n sperm by 'n eierseltjie kom, dan sit lewe. Dis daar. Maar die wêreld wil dit vir ons moeilik maak. Die wêreld wil vir ons sê, nee, pro-life. Jy kan kies. Dis jou liggaam. Jou liggaam, né? Wat se rol speel God dan? Ons gaan nie daar gaan nie. Right, so ons is by dag 5. God skei die twee konsepte van lewe. Jy kan nie 'n plant vermoor nie. Al wil jy hoe graag, jy kan nie 'n plant vermoor nie. Met ander woorde, die lewende goed wat hiervan gepraat word, as ek nou dit gesê het, wat hoor jy, wat het plante en bome en sulke goeders nie, wat al hierdie ander lewende wesens het? Bome haal ook asem. Hulle het bloed. Al hierdie goeders het bloed. Nou gaan julle verstaan hoekom bloed so 'n ongelooflike groot rol speel in religieuse goeders by die Israeliete. En by die Joodse volk en by God se volk. Alles het bloed. Dis die heel belangrikste gedagte wat jy moet onthou hierso. Want daai tyd het hulle al gesê daar's lewe in bloed. So met ander woorde, jy kan nie sonder bloed bestaan nie. Daar's 'n mate, al het jy x hoeveelheid liter bloed in jou liggaam, op 'n stadium as jy meer as 'n sekere hoeveelheid bloed verloor in jou liggaam, dan is dit verby. Dan kan jou hart eenvoudig net nie meer sy werk doen nie. Die bloed is belangrik want dit dra die lewe. Dit dra suurstof, dit dra nutriënte, dit dra al daai goeie. So bloed het, dis die belangrike gedeelte. As jy bloed het, dan kan jy wat hê? Dood. Bloed is gelyk aan dood, is gelyk aan lewe. Dis 'n belangrike geding. So as jy kyk aan die linkerkant van jou boekie weer, dan staan daar Genesis 9. Nou skryf jy groot bo Genesis 9. Na die vloed, na die sonvloed, na die vloed, net soos wat jy wil. Na die sonvloed. Groot bo in Genesis 9. Dis bitter belangrik. Ons sal Sondag gaan ek bietjie meer detail gee rondom dit, maar dis bitter belangrik. OK, so Genesis 9 sê vir ons wat? Vers 3. Alles wat roer op lewe sal kos wees vir julle. Naas die groen plante gee ek dit alles vir julle. Julle mag nie vleis eet met sy lewe in. Dit is met sy bloed in nie. Hulle wou gehad het, jy moes die dier eers uitbloei voordat jy hom eet. Met ander woorde, jy kon nie bloed geëet het nie. Vers 5. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis. 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie doodmaak nie, want jy is rekenmeester, of jy's rentmeester eintlik, oor alles. Sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier, hoor nou mooi, selfs God eis selfs rekenskap van diere. Want van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens. As 'n dier 'n mens doodmaak, met ander woorde, dis wat hier staan.
En van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Met ander woorde, God gaan vir jou vra, hoekom het jy daai persoon doodgemaak? Jy moet rekenskap gee daaroor. Okay, ons weet tog jy kan nie sonder bloed lewe nie. Maar wat nou gebeur hierso is nou begin God vir ons baie mooi verduidelik hierso. Genesis verduidelik vir ons dat die spirituele verteenwoordiging van lewe is bloed. Dit het 'n spirituele koneksie omdat bloed lewe verteenwoordig. Nou as ons kyk in Israel en ons kyk na alles wat ons nou weet, wat ons in die Bybel al tot dusver gekry het, en ons kyk na, en jy hou hierdie in gedagte dat bloed so ongelooflik belangrik is, want dit is lewe. Kyk na al die rituele wat hulle gebruik waarin bloed voorkom. Onthou julle so ruktig het ons gepraat oor reinheidsrituele, wat jy op 'n stadium 'n heifer se bloed moes gemeng het saam met 'n klomp goeders voordat jy jouself eers as rein weer kon gekry het voordat jy voor God se teenwoordigheid mag gegaan het. Daar was bloed betrokke gewees. Een van die seker belangrikstes wat ons kan onthou met die 10 plaae, hoe is hulle gered? Deur bloed aan die kusyn van die diere te smeer. En nou kyk nou hoe word dit weer deurgetrek na Genesis 1 toe. Wat deurgaan na Jesus toe, wat aan die kruis gehang het. Waar is die bloed gesmeer? Aan die kante en bo. Wat het gebeur? Wat gebeur as jy bloed smeer aan die bokant? Gravitasie veroorsaak dat dit op die grond val. Wat maak daai deur toe daai Israeliete dit gesmeer het aan die deur? Hulle het 'n kruis gemaak. Kyk mooi, bloed daar, bloed daar, bloed daar, bloed daar, bloed op Jesus se kop, bloed op Jesus se hande en die bloed wat afgeloop het op die grond wat Jesus se voete verteenwoordig. So Jesus het letterlik, figuurlik, voor die deur so gaan staan van elke huis en die doodsengel het verbygegaan, want hoekom? Jesus het daar gestaan. Hy kan nie ingaan nie. Jesus het hom gekeer. En dis wat dit na toe gewys het. Verstaan ons nou die konsekwensies en of die wat gaan gebeur as gevolg van dit, want dit veroorsaak, die doel van dit is, die uiteinde is sonde veroorsaak dood. Want as jy nie jou bloed aan God gee nie, dan veroorsaak dit ewige dood. Die enigste manier om van daai dood teen te werk, is om, in daai tyd was dit so gewees, om die bloed van een wese te vat, 'n dier, en dan dit vir in ruil te sit van 'n ander wese, die mens, sodat die sonde met die bloed oorgeverf kan word. Die offers wat hulle gedoen het. Daar was net een probleem gewees met dit. Dit moes gereeld gebeur het. Elke nou en dan moes hulle offers gebring het. Elke nou en dan moes hulle offers gebring het, want anders is jy onrein gewees voor God en dan is jou sondes nie vergewe nie, want jy het nie 'n offer gebring nie. So diere se bloed het in die ou tyd die plek ingeneem van die sonde van mense. Dit moes dit gewas het, toegewas het. Maar dit was net 'n tydelike oplossing. Met ander woorde, op 'n stadium moet daar 'n permanente oplossing vir dit kom. Later verduidelik Jesus in die Nuwe Testament dit baie mooi. As jy weer langs aan kyk, Matteus 26, 27 tot 29. Toe neem hy die beker, hy is nou Jesus, en nadat hy 'n dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, en dis wat ons Sondag gaan doen, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. So die bloed is daar om sondes te vergewe. Met ander woorde, op 'n stadium moet hierdie tydelike oplossing 'n permanente antwoord kry. Die tydelike oplossing was diereoffers gewees. Wat word die permanente oplossing? Jesus offer. Jesus wat aan die kruis gehang het. So met ander woorde, voëls en seediere word gemaak wat op 'n
spesiale lewe wys. Dit beklemtoon 'n spesifieke lewe, 'n lewe wat verloor kan word. Lewe wat oorgedra word spiritueel gesproke, waar bloed gebruik kan word om hierdie punt te bewys. Later gaan ons God hierdie gebruik vir ons weer as 'n metafoor, dan wys hy vir ons, maar dan wys hy dit vir ons fisies, waar hy sê, okay, ek offer nou my bloed, wat Jesus is, op, sodat julle nie weer hoef sulke offers te doen nie. Die keer gaan dit nie 'n tydelike oplossing wees nie, maar 'n permanente antwoord. Dis nog 'n detail in die skepping, wat vir ons daai metafoor gee, wat God ingesit het, om later vir ons te verduidelik, die spirituele belangrikheid wat dit is. Okay. Gesê vanaand is lekker kort. Aan 'n woorde, wat gebeur dan daarso by dag 5? Waterdiere en voëls word geskape. Waterdiere en voëls. Kyk nou net mooi, as jy dit nou klaar aangeskryf het, hoe pas al daai goed, as elke liewe dingetjie daar so by mekaar maak, maar nou is daar see en riviere, want anders was daar nie waterdiere nie, is plante en bome, want anders het die voëls nie kos gehad het. Die son, maan en sterre veroorsaak, laat daar so seisoene is, sodat die voëls en die visse en die diere en alles in die water is, om te weet watter rigting om te gaan. Presies, lyn wat so afgetrek word. Ons sluit die oë. Dankie liewe Jesus dat ons weet, op die ou einde word hierdie bloed van U gevra. Op 'n stadium dan offer U lewe op, sodat ons hierdie tydelike offers nie meer hoef te doen nie. Dat die lewensbloed nou in ons are kan vloei, omdat ons deel is van U. Here, gaan so saam met ons deur die res van hierdie week, waar ons Sondag by mekaar kom, Here, dat ons dan weer eens saam met U hierdie tyd kan spandeer. Dat ons nuut kan leer, en dat ons nuwe wesens kan wees, tot eer en verheerliking van U naam alleen. Amen.